Goeiemôre julle pragtige mense en welkom hierso op die 5de van die 11de November. Kan mens glo dat tyd so vinnig uitloop? Dit is skrikwekkend. Maar nou ja, as 'n ou besig is, dan loop die tyd, né? Welkom hierso by Koffie met Brood. Daar val hy. Ek is weer besig om my baard 'n bietjie te groei. Jy weet, partykeer moet 'n ou net, die boer moet net 'n bietjie uitkom. En dan kan 'n ou weer 'n bietjie skeer. Maar in elk geval, kom ons drink koffie en kyk wie kom op vanoggend. Anton is hierso, goeiemôre Anton. Wag nou vir die badgetjies. Lyk mooi, né? Maar ek wil nog 'n ander een ook laat maak. Weet julle wat ek ook wil doen, hè? Vir die wat nou opkom en luister later. Ek wil hierdie Amerikaanse, wat noem mens hierdie tipe dasse wat hulle nou weer het, uittog is op die tippie van my tong. Maar dit mos daai das tipe, clasp tipe dingetjie wat hier so hang, in plaas daarvan om 'n das te hê, want jy nou hierdie tipe badge met die toutjies wat hier uitkom om jou nek. Ek wil daai ding vir ons kry, Anton. En wie ook al later nou luister. Né? Vir formele drag. En ek wil so iets ook begin, ek wil ons hele klerekas, né, moet geredesign word vir dit wat voor lê. Is Andrew wat ook opgekom het daarso. Is Andrew se profielfoto bo in die hoek en Anton hier onder. Daar's kom Anton se ook op. Maar in elk geval, ek wil ons hele klerekas moet geherdesign word, man, wanneer die tyd kom. Nee. En dit is belangrik dat ons kan verandering bring in Suid-Afrika. Ek sal vir julle sê wat die dinge op internasionale vlak gebeur nie stadig nie, dit gebeur vrek vinnig. En ons sal moet byhou by al hierdie goed wat plaasvind. Ok, kom ons begin by die begin en kyk wat aangaan in die wêreld terwyl ons 'n koffietjie sluk hierso. Dit is baie duidelik dat die BBC Media Nuusgroep die Januarie 6 video's van wat Donald Trump gepraat het, daai tyd gedokter het, die video's opgeknip het en stukke aan mekaar gelas het om heeltemal 'n teenoorgestelde toespraak te lewer as wat hy gelewer het. Daar kom ek nou weer op. Pieter Henning is ook hierso. Goeiemôre Pieter. Jy weet, ek het nou agtergekom, né? Hierdie maand is my is waar ek kan veranderings bring op my Vodacom kontrak. En van gisterand af. Eindelik al in die begin van die uitsendings raak al stadiger, hoe kan ou dit noem? Die data streaming wat inkom raak al hoe minder of stadiger. En dit is asof jy forceer om 'n draai te maak by Vodacom en ek gaan 'n draai daar maak. Want ek soek 'n beter deal vir die geld wat ons uitgee vir data. My data is gewoonlik in die middel van die maand, tussen die 15de en die 20ste is my data op. So ek wil hierdie storie van slow connection en al hierdie nonsens wil ek uitsorteer. Ek kan 'n ander router kry. So ek wil die router ook aanvat sommer one time. Goed. In elk geval kom ons gaan aan met die nuus. So die BBC het die Januarie 6 video's gedokter, Lofty goeiemôre en Jenny goeiemôre. En nou is hulle in die warm water daaroor, né? Ek dink dat Donald Trump gaan vir hulle dagvaar. Van die BBC gepraat in Brittanje. Brittanje gaan nou vir Kiev nog Storm Shadow missiele gee in hulle aanval teen Rusland. Brittanje is besig om Islam te word vinnig, mense. Nee, en die pla waarvan nou Siener gepraat het, ek wonder of dit gaan op Brittanje kom. Die vet weet. Hierdie goed gebeur stadig en voordat jy jou oë uitvee, gebeur daar iets in 'n land wat jy nie verwag het nie. En weet Bob's jou uncle, soos hulle sê. So Brittanje gaan nou vir Kiev met meer Storm Shadow missiele gee. En nou Merz se regering het besluit in Duitsland dat in 2026 hulle nog 3 biljoen euro vir die Oekraïne ook gaan gee. Mense, glo my as ek vir julle sê dat hierdie klomp geld wat hulle gee vir hierdie
land wat absoluut korrup is net vir geldwassery. Dis al waaroor dit gaan. Hulle korrupte geldmaakmetodes is net dit. Jy vat geld wat jy skelm gekry het, jy gee dit vir 'n ander land, hulle was dit en op 'n manier gee hulle dit vir jou weer terug. Dit is hoe dit werk. Dis waaroor dit gaan, geldwassery. Jan, goeiemôre, maar Rusland gaan nie hulle nonsens vat nie. Rusland gaan nie hulle nonsens vat nie, né? Van Duitsland gepraat. Dis baie interessant dat ou Merz nou die Syriese president oorgenooi het om te kom gesels daar in Duitsland, want die sogenaamde vlugtelinge van Syrië af na Duitsland toe kan ons nou teruggaan. So Merz wil nou 'n bietjie gesig koop in Duitsland deur te probeer ontslaa raak van hierdie Syriese vlugtelinge. Maar wat van al die ander islam wat in sy land is? Antifa bendes het in Hamburg 'n AFD-leier se kar gepetrolbom en 'n klompie voertuie langs die BMW. Antifa val nou die AFD-leiers aan en hulle het 'n verklaring uitgereik. Antifa is nou 'n terroristeorganisasie in Amerika, maar dit word nog nie as 'n terroristeorganisasie beskou in Duitsland nie. Maar die AFD word geteiken. Hoekom word hulle geteiken? Want hulle is besig om te groei met rasseskrede. En die kanse is goed dat die Antifa-bendes werk saam met die linkses. Dit is net so. Nee, jy kan nie dit daarby verbykom nie. So hulle moet hulle game speel, hulle gaan hulle self in 'n hoek aanverf en die AFD gaan in elk geval eventueel wen, ek weet dit. Die FSA se Piet, Omani, goeiemôre. Die FSA se Piet Hegseth het nou gearriveer in Suid-Korea en hy hou nou samesprekings. Hy is mos die War Secretary, die oorlogssekretaris. It's amazing hoe hulle vir hulself hierdie wonderlike titels uitdink, né? En hy is nou in Suid-Korea vir samesprekings daarso. Net soos die eerste minister van Rusland nou in China is om samesprekings te hou met president Xi Jinping. As China en Rusland hande vat, die rooi en die geel, as China en Rusland hande vat, nee, is dit nag van Jalla wat Amerika aanbetref. Is nag van Jalla. Die eerste interkontinentale ballistiese missieltoets is nou geskeduleer deur Amerika. So hulle gaan een of ander klein eilandjie in die Stille Oseaan gaan hulle nou bom met hierdie ding. En kyk wat is die effek. Hulle gaan nou hulle kernkragtoetse hervat, soos wat ek maandag gesê het, dink ek het maandag of Vrydag gesê. En nou is die eerste toets geskeduleer en hulle gaan dit doen. Hierdie mense is siek. Hoekom wil jy goed doen wat ander lande net kan seermaak? Ek verstaan nie daai ding nie. Dit is net die selfsugtigheid, geldgierigheid, magshebsug van die mens. Dis wat dit is. Dis beslis wat dit is. Die VN se hoof Guterres sê dat in Brazil by die COP30 vergadering die regerings wat daar opdaag moet bereid wees om 'n plan voor te lê wat kar-uitlaatgasse gaan elimineer of ten minste met 40% verminder. En hulle gaan praat oor global warming, klimaatsverandering. Hierdie groot scam waarmee hulle besig is. As jy ook kyk na hulle dokumente van klompe jare gelede, kan jy sien hoe hierdie ding uitvou. Hierdie is 'n leuen wat op die publiek geplaas word al vir baie jare. Vanaf die endstowwe of gifstowwe, soos ek dit sê, tot hierdie global warming gemors, die digitale ID, geld in jou sak wat nie bestaan nie, jy word totaal en al beheer deur die regering met knoppiedrukkery en jy kan goed doen en seker goed kan jy nie doen nie, selfs jou medies word beheer. Al hierdie goed is jare gelede al reeds beplan en dit rol stadig maar seker uit. Sekere lande is gekies om sekere toetse te loods, né? Hierso in Suid-Afrika, die toets hierso in Suid-Afrika is lande sonder grense, waar mense soos in Swaziland en Zimbabwe en Mosambiek oor ons grense kan kom as gevolg van swak grensposbeheer. Ons sien nou dat Lesotho wil
die paspoorte tussen Lesotho en Suid-Afrika kanselleer, sodat hulle ook net vrylik kan beweeg. Dit gaan beteken dat Lesotho gaan net 'n plek vir vakansie word, en die Sothos gaan die Vrystaat absoluut oorstroom. Dis wat gaan gebeur. Die goed kan ons nie ophou teel nie. In elk geval, ek bedoel, kyk na die video's van die skoolkinders. Swart meisiekind. Sy was 10 jaar oud toe sy geboorte gegee het aan haar eerste kind. Nou is sy 12 en sy is pregnant met 2 kinders. Sy verwag 'n tweeling. Skool, op skool. Dit is wat Suid-Afrika aangaan. Daar's nie beheer nie, daar's nie keer aan die goed nie. Jy ken mos die Afrika mentaliteit. As jy met hulle praat oor hierdie goed, dan gaan hulle so hulle blank in. Hulle raak skoon dof, wanneer jy met hulle gesels oor intelligente goed. Ek het nou al hoeveel keer gesien. Die Europese kommissaris lieg oor Georgia. Hierdie vrou wil vir die Europese lande wys dat Georgia wil nie saamwerk nie, maar Georgia en Hongarije, hulle is op hulle eie. Hulle stel nie belang in die Europese Unie nie. Hulle wil nie deel word van hierdie dierstelsel nie. En ek sê nie D-U-U-R nie, ek sê D-I-E-R. Die dierstelsel. Hulle wil nie deel word daarvan nie. En hulle weier. En Georgia lag vir die Europese Kommissie, en net soos Hongarije vir hulle lag. Ons doen ons eie ding, en hou julle veiligheid uit ons lande uit. En terug in Brittanje, ou Tommy Robinson is onskuldig bevind op 'n sogenaamde terreurdaad. Andrei, goeiemôre. Hy is onskuldig bevind op 'n terreurdaad. Hy het geweier om sy foon vir die polisie te gee. Toe noem hulle dit 'n terreurdaad. Kan julle dit glo? Die ou weier om sy foon vir die polisie te gee. En nou is dit 'n terreurdaad. Nee? In elk geval. Dis 'n hond wat rassies op die plek volgend. Nou is dit 'n terreurdaad. En hy is vrygespreek. Dis nie 'n terreurdaad nie. Nou ja, dit is die Brittanje. Ek kan vir julle sê, nee, ek het nou vanoggend weer gekyk na die ambassadeur, hy het 'n foto geplaas op WhatsApp van Brittanje se vlag. Toe vra die een islamitiese vrou vir die ander islamitiese vrou, wat is dit? Toe sê sy, o nee, dit was Brittanje se vlag voordat dit 'n islamitiese staat geword het. Dis waarna toe dit op pad is. En interessant genoeg, die nuwe burgemeester van New York, hy het hulle verkiesing nou gewen, terwyl ons geslaap het, het hy die verkiesing gewen. Wat is sy naam? Mandari. Hy's 'n demokraat, hy's 'n islamis, hy's 'n kommunis, hy het die verkiesing in New York gewen, hy's nou die nuwe burgemeester daar. En die eerste woorde wat Donald Trump geplaas het onmiddellik na die verkiesing, dit het nou deurgekom. Hy het gesê, en so begin dit. And so it begins. Sien, ek gee vir julle breaking news. And so it begins. So hierdie burgemeester is nou gekies. Wat gaan nou van New York City word? Die islamitiese gemors gaan nou daar begin maak wat hulle wil. En Donald Trump is glad nie happy daarmee nie. Hy is glad nie happy daarmee nie. In elk geval, die mediasekretaris Caroline Levitt daar so in die VSA, aangesien ons nou in die VSA is, het gesê dat die Kaliforniese verkiesings is totaal en al korrup, en hulle het bewyse op bewyse. Dit is totaal en al korrup. Sy het ook gesê dat daar is miljoene wat wegraak in Kalifornië. En Gavin Newsom, hulle noem hom Newscam, is besig om Kalifornië te beheer soos die elite wil hê hy moet dit beheer. Hulle lieg en bedrieg en besteel die mense. Dit is wat hulle doen. In Virginia is die eerste vrou gekies as die gouverneur, die demokraat nogal Abigail Spanberger. Nou Virginia is 'n demokratiese staat. So dit is nie verbasend dat sy verkies is nie, maar wat verbasend was is dat hulle uiteindelik 'n vrou gekies het om hulle te verteenwoordig.
Sy het die verkiesing gewen met 55% en die Republikein wat teen haar gehardloop het 44% gekry. Hulle is amper daar waar hulle moet wees, maar hulle is nog nie daar nie. En natuurlik al die ander groepe wat daar gestaan het vir een of ander pos is almal nou demokrate en hulle het almal ingekom. So Virginia is natuurlik nou weer demokraties. Ek het so kan stel. Sy is verkies. Nigeria se Tinubu is besig om te bewe in sy onderbroek. Daai swart president het gesê hy sal nou met Donald Trump praat oor hierdie Christelike aanvalle wat plaasvind in sy land. Dries, goeiemôre, wat sê jy? Hy gaan nou met Trumpie praat oor hierdie goed wat gebeur in sy land en Donald Trump het gesê hy is nie wat is die woord wat ek soek? Hy sal nie skroom om boots op die grond te sit nie, dit is sy woorde. En nie, wat sê jy, goeiemôre? So Trump wil inkom by plekke waar ander nie wil ingaan nie, en hy is nie bang om in te gaan in hierdie lande nie. Ons moet baie versigtig wees. Trump kan boots op die grond die hoek sit. En dit sal my nie verbaas as dit gebeur een of ander tyd nie. Hierdie was nogals vir my nice nuus gewees in Rusland. Rusland het 'n nuwe skoolprogram geloods. 'n Nuwe skoolprogram waar familiestudies deel is van die kurrikulum. Hulle gaan nou die kinders leer hoe om hulle ouers te respekteer, hoe om familiewaardes te handhaaf, en wat die betekenis is van 'n waardige troue. Interessant, né? Dat Rusland hierdie program loods. Dit is 'n baie belangrike program. Dit is iets wat moet deel wees van ons kurrikulum ook. En ek glo wanneer die tyd kom, sal ons al hierdie goeders hanteer. Ons is besig met so baie goed. Israel, daar's nou weer chaos in Israel. Die topprokureur van die IDF, haar naam is Yefat Jerusalemina, dis interessant. O Jerusalemi, mens kan nie die goed opmaak nie. Jerusalemi, dit is haar naam. Jerusalem, maar Jerusalemi. Dis haar van, Yefat Jerusalemi. Sy is die IDF, die Weermag se topprokureur. Sy het verdwyn toe 'n video uitgekom het waar IDF soldate Palestynë molesteer. En ek bedoel molesteer op die ergste graad, mans en vroumense. Hierdie IDF soldate wat hierdie molestasies gedoen het, is nou celebrities in Israel. Kan julle die goed glo? Hierdie vrou was verantwoordelik gewees vir hierdie soldate en die dagvaardiging van hierdie soldate en dies meer. En dit blyk dat sy nie meer haar job wou gedoen het nie, want sy het toe verdwyn. Hulle het haar kar gevind by die kus, maar sy is later opgespoor. Dit lyk my, sy kon nie selfmoord uitvoer nie. Sy wou verdwyn. En sy is nou gearresteer vir obstruksie van ondersoek. Sy het hierdie goed laat toe. Sy het geweet van hierdie molestering wat plaasvind tussen die IDF soldate en die Palestynë, en sy het dit toegelaat. So hierdie can of worms, hierdie vrot kol word nou weer gewys in Israel. Ek sê vir julle hoeveel keer, nee, julle moenie dink Israel is so leliewit en skoon nie. Jy maak 'n fout. In elk geval. Netanyahu, ons is nog steeds in Israel, Netanyahu het beloof om die Houthis te elimineer. Wat beteken dit? Gaan hy nou teen Jemen oorlog verklaar? Hou koffie met brood op, dop, ek sal vir julle laat weet. Dit lyk my, hy wil dit nou doen. Hy is nou klaar met Gaza, plus minus klaar met Gaza. Nou kan hulle begin skoonmaak en klein groepies Hamas elimineer as hulle moet, soos wat hulle moet. En nou is dit die Houthis se beurt. Kans is goed, daarna is dit Hezbollah se beurt in Lebanon. Die gebied Lebanon, behoort eintlik aan die oorspronklike Israel. Ek gooi dit net daarin.
Ons het 'n probleem in Mosambiek, mense. Ons het 'n groot probleem. ISIS en Shabab is die groep se naam. Hulle het nou al 2 provinsies van Mosambiek oorgeneem. En hulle is besig om 'n 3de provinsie binne te val. Hierdie mense het duisende al vermoor al. Hulle is 'n totaal in al 'n moordlustige groep. Islam. Duisende vermoor, honderde duisende het gevlug. En alwaaroor dit gaan is die groot, ryke gasgebied in die noorde van Mosambiek. Dit gaan oor Mosambiek se gas. En die elite van die wêreld wil deur Islam hierdie goed beheer. En hulle wil Mosambiek 'n islamitiese staat maak. Ons wil vir Mosambiek 'n staat maak van die Federale Alliansie. Ons gaan nog groot skoonmaak aksies loods. Nog groot skoonmaak aksies. Hoor vir my. Hier kom nog groot sports in ons land. Groot sports. Wat het ek nog oor die buiteland? Daar het ek vir julle gesê. O ja, die FSA het sy basis in Puerto Rico nou opgegradeer. Daar's 'n klomp nuwe tente daar, die aanloopbane is skoongemaak, groter gemaak. Selfs die lugruim van Puerto Rico is nou onder beheer van die FSA weermag of lugmag, wat 'n gedeelte ook al. En hierdie basis is reg op die grens van Venezuela. Wat is die kanse dat Donald Trump van daardie basis af aanvalle gaan loods binne in Venezuela in? Hy wil van Maduro ontslaa raak en hy wil van die kartelle ontslaa raak. En sy hoofdoel is om seker te maak dat hy 'n sekere semi-vryheid gee vir Venezuela, waar hy deals doen om hulle minerale rykdomme te bekom. Dit is waaroor dit gaan. So dit is waarmee daai ouens nou besig is. Is hom lekker nie? Jy die grootste weermag in die wêreld, of een van die sterkste weermagte in die wêreld, en jy kan sê en maak en doen en breek net soos wat jy lus kry. Ons gaan die grootste verdedigingsmilitêre weermag opbou. En ons gaan intelligensie gebruik om dit te doen. As ek sê intelligensie, praat ek van AI, hommeltuie, you name it. Ons gaan dit doen. Ons het die vermoë, ons het die mense, ons het die dryfkrag, ons is boere. Ons gaan dit doen. Ek weet of julle hierdie gesien het nie, 'n UPS vragvliegtuig het geval in Louisville, Kentucky. Dit was nogal baie dramaties, dit is afgeneem. Hierdie vragvliegtuig het 'n hele stuk aarde oopgeskeer en deur geboue en goed gegaan. 3 mense is dood wat op die vragvliegtuig was en 11 mense is beseer as gevolg van hierdie val en hierdie ontplof van hierdie vragvliegtuig. Gelukkig was daar geen gevaarlike chemiese goed aan boord of so iets nie, maar ek glo mense gaan nou nie meer hulle pakkies kry as gevolg van dit. So. Goed, ek dink dit is al wat die FSA aanbetref. Kom ons kyk 'n bietjie na Suid-Afrika. So 'n paar dae gelede het Orama Plakkertjie saam met sy GNU-bende bymekaar gekom in Kreeusdorp. Selfs ou Guyton McKenzie het gesê dit was die beste beraad wat hy nog ooit bygewoon het. Hy is nou so diep in Orama Plakker se alie opgekruip. Ek dink hy kan al sy hart sien, maar in elk geval. So hierdie Steenhuisen, McKenzie en al die ander tipes het nou van hierdie Kreeusdorp beraad weggekom met groot smiles op hulle gesigte. Wat het die elite vir hulle beloof? Wat se plannetjies het hulle nou saam gesmee? Want hierdie was 'n toedeure vergadering. Net daardie gemors wat daar by daai vergadering was, weet wat daar aangegaan het. Wat is die volgende planne vir Suid-Afrika? Die volgende planne om vir jou te beheer en vir jou te ondermyn. Wat is hulle volgende planne? Hierdie groepe werk al vir jare kop in een mis. En politieke partye soos die Patriotiese Alliansie, die PA van Guyton McKenzie, wanneer hulle in hierdie ding intree, dan word hulle nader geroep en alles mooi verduidelik van wat aangaan. En daarom kon Guyton McKenzie se familie 'n sokkerklub koop. 50 miljoen. Daai hotmot is 'n krimineel en hy moet terug gaan tronk toe. Dr. Dirk Herman
het nou uitgekom en gesê die Afrikaner ope brief wat geteken is, was eintlik toe maar net al die tyd 'n staatsveiligheidsprojek. 'n Staatsveiligheidsprojek. Kry alle prominente Afrikaners wat glad nie hulle self vereenselwig met boere of met boere-Afrikaners nie. Hulle is totaal en al liberaal links. Die drek van ons volk, totaal en al liberaal links, kry hulle om hierdie brief te teken en noem dit 'n staatsveiligheidsprojek. Is dit nie nice nie? Kyk, die Afrikaners gaan nie teen ons die GNU optree nie. Hoor, hulle het dit mooi geteken. Hulle het hulle handtekeningkies neergesit. So ons voel goed in ons Lamborghinis en ons Ferraris en al hierdie goed. Hulle eie mense gaan van hulle ontslae raak. Houd op. Die konings gaan van hulle ontslae raak. Mchunu sê alles stop by Ramaplakker. Hy sê daar's 'n breë korrupte verhouding tussen die politici en die kriminele bendes en kriminele leiers. Dis Mchunu. Hy skiet sy eie baas in die voet, of in die rug, of in die whatever. Nee, hy sê, the buck stops with Ramaphosa. Ramaplakkertjie. Want hy plak, hy's 'n Zimbabweër, wat soek hy in ons land? Hy's nie veronderstel om die president van Suid-Afrika te wees nie. En selfs daai ander houtkop, Thabo Mbeki, het uitgekom en gesê, die verkiesing van die Suid-Afrikaanse president is nie reg nie. Is die grootste party besluit wie is die president, en nie die mense van Suid-Afrika nie. Hy sit hom maar reg, maar hy was ook so gekies. Die Suid-Afrikaanse Pad-ongeluksfonds kyk nou na 'n totale ineenstorting. Hulle skuld mense as gevolg van hulle wette, reëls, regulasies, 518 biljoen rand. En hulle het nou nog nie sekere ander sake geondersoek of besluite gemaak op nuwe sake nie. 518 biljoen rand. So wat gaan daar gebeur? Wie weet? Net Vader weet. Net Vader weet, né? Die tronkaanval in Pollsmoor, dat nou die ondersoek is nou gelas en die ondersoek is nou voltooi en dit is 'n numbers bende wat hierdie aanval geloods het wat 3 tronkvoëls laat vermoor het. Verstaan julle die krag en die mag van hierdie kriminele bendes in die tronke? Verstaan julle hoe hulle mag en krag gaan verdwyn die dag wat ons hulle hang? Daai dag is nie ver nie. Weet julle wat mense, ons verlossingsdag is nie ver nie. Is nie ver nie. Hierdie storie wat ek begin het in 2015 en toe in 2022 geloods het in Suid-Afrika deur die Veldkornet, né? Ons is nou in 2025. Die goed wat ons al reeds gedoen het en in plek gesit het en beplan het en dies meer. Ek sou dit daai tyd nie kon dink nie. Daarom kan ek sê, ons is nie meer ver nie. Die goed wat ons selfs beplan het en dies meer, is, ek het nooit eens aan sulke goed gedink nie. Want die grootsheid van die prentjie kon ek daai tyd nog nie verstaan nie, maar ek verstaan hom nou. In elk geval, diegene van julle wat die ENCA nuus kyk in die aande, 9:30 vanaand is daar 'n spesiale uitsending. Die moordenaar van Lorika de Klerk, of Marika de Klerk. Dis nou 22 jaar later. En Mbonisa, ja, zoiets, gaan vanaand vertel aan die joernaliste wat regtig gebeur het. So dit behoort interessant te wees. Dit behoort baie interessant te wees. Hy gaan nou vertel wat regtig gebeur het. Goed. Suid-Afrika, o Suid-Afrika. Ek is nou besig met 'n projek, my eie projek. Ek is besig met 'n toep. En ek het nou gatvol geraak.
om die regte Afrikaanse woord te gebruik, om te probeer om iemand te kry om my te help om 'n toep te bou. Want hier is 'n baie groot toep. Dis 'n comprehensive app, 'n baie comprehensive app. Daar's baie dinge wat moet inkom in hierdie ding in. En ek het nou eergister, het ek besluit bogge dit. As ek nie kan iemand kry om hierdie ding te bou nie, dan doen ek dit self. En op die ouderdom van 63 het ek na my kop neergesit en ek het nou begin myself leer. En ek is besig om die front end te bou, soos hulle sê. Ek het nou die grondslag gelê deur verskeie goed, soos byvoorbeeld, wat mense hierdie ding nou weer, die VS Code. Ek sou nooit kon dink dat ek dit kon doen nie. Maar ek gaan gou my kamera draai, dan gaan ek gou vir julle wys. Waar is die kamera draai? Kyk gou hier. Sien julle waarmee ek besig is? En ons is nou daar waar dit nou geloods is op hierdie ouetjie. So hierdie toep wat ons bou, het die vermoë om wanneer dit geloods word, wat ek hoop om by Februarie se kant op die laaste Maart te loods. Maar ek push vir Februarie. So ek gaan definitief nog hierdie maand baie hard aan hierdie ding werk, en Januarie en Februarie, en deur Desember ook sekere tye. Hierdie toep het die vermoë om vir ons die fondse te gee wat ons nodig het om ons land te verander. Jy sien, as ek hierdie fondse kry nie, en as ek nie mense kan kry om by die federale alliansie aan te sluit nie, dan doen ek dit self. Hoor my hart. Ek het iemand wat graag wil belê in hierdie toep. Hoopelik in Desember maand sal dit deurkom, ons sal maar kyk. Maar as jy wil belê in iets wat groter is as jy, laat weet my. Laat weet my. Want met 'n belegging kan ek mense huur. Jy sien, dan kan ons saamwerk as 'n span om hierdie ding te doen. Maar ek laat nie dat fondse my stop nie. Staan julle wat ek sê? Ek gaan aan. Ek doen wat ek moet doen. Hoekom doen ek dit? Vir julle, want ek is 'n vryburger. En ons kan almal vryburgers wees in hierdie land. En ons is boere Afrikaners en Afrikaners. Julle ken nou al die rympie. Maak dit deel van jou lewenswyse. Saam met God mag eendag mag, daar is nie 'n ander manier nie. Dis Vader wat vir ons die intelligensie gee, die wysheid gee, om hierdie goed te kan doen. As 'n mens net wil. As daar 'n wil is daar 'n weg. En saam met God is enigiets moontlik. Enigiets is moontlik. Selfs in jou persoonlike omstandighede. Enigiets is moontlik saam met God. Glo dit. Dit sal gebeur. Daar sê, 'n mooi geseënde Woensdag vir julle almal. En as dit die Here se wil is, dan praat ons weer Vrydagoggend. Ek moet nou eers van hierdie slow connection knoppie ontslaa raak. Dankie jou Andrew. Alles seën.